Goeiedag geliefdes. Ons gaan in die volgende klomp oordenkings na die betekenis van die Levitiese offers luister. Vandag is die inleiding tot hierdie reeks oordenkings wat oor die Levitiese offers gaan. Ons lees vandag 4 kort gedeeltes. Eers Eksodus 40 verse 34 en 35 en dan lees ons Levitikus 1 vers 1 en dan lees ons ook 2 gedeeltes uit Hebreërs 10. Ons lees dan eers Eksodus 40 verse 34 en 35 uit die 83 vertaling. 'n Wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. En dan ook Levitikus 1 vers 1 uit die 1983 vertaling. Die Here het vir Moses geroep en uit die tent van ontmoeting vir hom gesê. En dan lees ons Hebreërs 10 vanaf verse 1 tot 4 uit die 2020 vertaling. Die wet bevat immers net 'n afskaduwing van die toekomstige goeie dinge, nie 'n presiese weergawe daarvan nie. Daarom kan dit nooit deur dieselfde offers wat onophoudelik jaar na jaar gebring word, diegene wat kom aanbid, tot volmaaktheid bring nie. Sou hulle nie andersins opgehou het om offers te bring, omdat die aanbidders, nadat hulle eenmaal gereinig is, nie meer enige besef van sonde sou hê nie, maar deur die offers word hulle nou jaarliks aan hulle sondes herinner, want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik sondes wegneem. En dan ook Hebreërs 10 verse 10 tot 12 uit die 2020 vertaling. Maar volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. Elke priester staan wel dag vir dag en diens doen, en bring oor en oor dieselfde offers, wat nooit in staat is om sondes weg te neem nie. Maar toe Christus vir altyd een offer terwille van sondes gebring het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Het julle geweet dat Levitikus een van die eerste boeke was wat 'n Joodse seun in sy Bybelskool sou bestudeer? Vandag hou baie Christene nie daarvan om Levitikus te lees nie. Hulle dink dat ons dit nie meer nodig het nie, omdat ons nie 'n tempel, priesters of offers het nie. Of hulle vermy Levitikus, omdat dit moeilik is om te verstaan. Maar Levitikus is steeds belangrik vir elke gelowige. Hoekom? In Eksodus het God instruksies gegee oor hoe om die tabernakel te bou. Die tabernakel was 'n spesiale plek wat God se teenwoordigheid onder sy volk duidelik gemaak het. Aan die einde van Eksodus het ons gelees dat Moses nie in die tent van ontmoeting kon ingaan nie, omdat die heerlikheid van die Here dit gevul het. As Moses nie in die tent kon ingaan nie, hoe kan enige ander sondige mens ooit naby God kom? Hoe kan ons hom ooit aanbid? God gee vir ons die antwoord in Levitikus. Die antwoord is die evangelie. Hy wys vir ons hoe hy sy volk red en hoe hulle hom moet aanbid. Daarom lees ons aan die begin van Levitikus dat die Here vir Moses vanuit die tent van ontmoeting roep. God roep vir Moses omdat hy sy volk liefhet. Hy nooi Moses om in sy teenwoordigheid te verskyn en dan leer hy deur Moses die Israeliete hoe om hom te aanbid. Levitikus begin met 'n beskrywing van die Levitiese offers. In Levitikus leer God sy volk hoe om in sy teenwoordigheid te leef. Hy leer hulle ook wat om te doen wanneer daar 'n probleem in hulle verhouding met hom ontstaan. Daarom begin die boek met die offers. Wanneer jy God wil aanbid, is die eerste stap om in God se teenwoordigheid te kom. Met die offers leer God ons hoe dit vir mense moontlik is om hom te ontmoet. Ons lees van 5 Levitiese offers
in Levitikus hoofstuk 1 tot 7. Die offers waarvan ons lees is die brandoffers, die graanoffers, die maaltydoffers, die reinigingsoffers en die hersteloffers. Deur die offers wys God vir die mense dat hulle 'n offer en 'n middelaar nodig het om naby hom te kom. Dan, in Levitikus 9 vers 23, nadat hulle offers volgens God se instruksies gebring het, lees ons dat Moses en Aaron die tent van ontmoeting kon binnegaan. Toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. God het die offers gebruik om die Israeliete te wys dat hulle aanvaarding by God kon vind, en dit is die evangelie. Hoekom kan ons God net ontmoet as daar 'n offer was? Hoekom het die Israeliete soveel offers nodig gehad? Was dit nodig dat soveel bloed moes vloei? In Genesis 3 lees ons dat Adam en Eva aan die Here ongehoorsaam was deur van die verbode vrugte te eet. Toe hulle sien dat hulle kaal is, het hulle hul sonde besef. Alhoewel God gesê het dat hulle sou sterf as hulle van die boom eet, het God hulle nie dadelik doodgemaak nie. Hy het diere in hulle plek doodgemaak en die velle gebruik om hulle naaktheid te bedek. Later het God vir die Israeliete die Pasga gegee as vooruitwysing na hoe Christus hulle sondes bedek. Die sonde van die mensdom kan net met bloed bedek word, want die straf vir die sonde is die dood. Ons lees in Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Met elke offer het God die volk hieraan herinner. Elke dag het bloed op die altaar gevloei. Maar die bloed van diere was nooit genoeg om volkome versoening te bring nie. Hierdie offers moes voortgaan totdat iemand 'n beter offer kon bring. Dit het gebeur toe Jesus na die aarde gekom het om as mens te leef en aan die kruis te sterf. Dit word in Hebreërs vir ons verduidelik. Daar lees ons dat die offers en die wet net 'n skadubeeld van die weldade is wat nog moet kom. Het jy al ooit die skaduwee van 'n persoon gesien, voordat jy die persoon self kan sien? As jy mooi na die skaduwee kyk, kan jy baie van die persoon leer. Jy kan sien of hy kort of lank of maar is. Jy kan sien of hy sit, staan of loop. As hy beweeg, kan jy sien hoe vinnig hy beweeg. As dit iemand is wat jy ken, sou jy hom selfs kon herken. Om die skaduwee van iemand wat jy ken en liefhet te sien, is goeie nuus. Want jy kan slegs 'n skaduwee van 'n persoon sien as die persoon werklik teenwoordig is. Sonder 'n persoon is daar nie 'n skaduwee nie. Maar die skaduwee is nie die werklike persoon nie. Omdat die offers nie 'n werklike beeld is nie, kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. Die offers het die Israeliete verseker dat die Messias reeds by hulle was, al kon hulle hom nog nie sien nie. Maar hy het nog nie sy verlossingswerk voltooi nie. Daarom moes die Israeliete aanhou om offers te bring, dag na dag en jaar na jaar. Paulus gebruik ook hierdie beeld wanneer hy skryf. Dit is net die skaduwee van die toekomstige dinge, maar die werklikheid is Christus. Kolossense 3 vers 17. Hy skryf hier oor die spesiale feesdae en offers. Die doel van al die instruksies in Levitikus is dus om vir Israel die Messias te wys. Die offers het die Israeliete herinner aan hulle sonde. Dit kon nooit iemand red nie, maar dit het vir hulle gewys dat hulle die Messias nodig het en dat hy sou kom. Toe Jesus gekom het, het hy homself gegee as een finale en volmaakte offer. Jesus het al 5 die Levitiese offers vervul. Elke offer is 'n skaduwee van Christus uit 'n ander hoek. Hulle is almal verbind en saam wys hulle vir ons
die verlossing in Jesus Christus. Gelowiges bring nie meer hierdie offers nie, omdat ons weet dat Jesus homself as die volmaakte offer gegee het. Ons weet dat ons na sy opstanding nooit weer enige van hierdie offers hoef te herhaal nie. Maar die Levitiese offers is baie belangrik om ons te help verstaan wat Jesus gedoen het. Toe die Israeliete diere geoffer het hulle vooruitgekyk na hulle Messias. Wanneer ons die offers bestudeer, kyk ons terug na hoe Jesus hierdie beloftes vervul het. Ons leer dat die skaduwee dit vir gelowiges in die Ou Testament moontlik gemaak het om die Messias te ken. Hulle kon hom goed genoeg ken om in hom te glo, en hy het hulle gered. Ons, die Nuwe Testamentiese gelowiges, is geseënd om te weet dat Jesus as Messias gekom het. Hy is ons verlosser. Hy het 'n volmaakte lewe in ons plek geleef, en hy het vir ons sondes gesterf. Hy het elke skaduwee wat ons in die offers sien, vervul. Ons het nie 'n tempel of priesters of offers nie, omdat ons Jesus Christus het. Hy is beter as wat enige skaduwee van hom ooit sou kon wees. Ons bestudeer steeds die skaduwee, omdat ons meer oor Jesus leer, wanneer ons na sy skaduwee kyk. Maar ons het nie die skaduwee as deel van ons aanbidding nodig nie. Ons het net Christus nodig. Hy is ons tabernakel, hy is ons hoëpriester en ons offer. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg dat ons U kan aanbid en mag aanbid. Dankie dat Jesus Christus die volmaakte offer vir ons gebring het. Ons weet ons verdien dit nie, maar deur U groot genade alleen het U hierdie verlossing vir ons bewerk. Lei ons met U Gees om U te dien soos U dit wil hê. Seën ons daaglikse werk en gee ons wysheid sodat ons U ook daarin sal eer. Amen.